Wie is jy regtig? Wie is jy wanneer niemand kyk nie? Goeienaand julle en welkom terug. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor identiteit. Wat dit beteken vir jou as 'n Christen en hoe dit, om dit te verstaan, jou hele lewe kan verander. Ek het weer notas gemaak, so as ek weer op en af kyk, verskoon my. Maar ja, kom ons gesels lekker saam. So, identiteit. Wat is die grootste oorlog in jou lewe? Nie eintlik oor sonde, of geld, of mense, of sukses gaan nie, maar oor identiteit. Want as die vyand jou kan laat twyfel oor wie jy is, kan hy jou hele lewe beïnvloed. Dis hoekom een van Satan se eerste woorde aan Jesus, daar toe hy 40 dae in die woestyn was, het hy vir Jesus gesê, as u die seun van God is. Nie omdat Jesus nie die seun van God was nie, maar omdat identiteit altyd die aanvalspunt is. Maar wat bedoel ek met identiteit? Die eerste keer wat ek die term identiteit in Christus gehoor het, was ek nie seker presies wat dit beteken nie. En as jy dalk ook nie seker is nie, is hierdie video vir jou. Kom ons kyk gou na die definisie van die woord identiteit. Identiteit is wie jy werklik is. Dit sluit in hoe jy oor jouself dink, wat jy glo, hoe jy jouself sien in verhouding tot ander mense, en wat jou uniek maak. Dis die ek in elke mens. Jou naam sê ook wie jy is, maar jou identiteit sê wat jy is, en waarom jy is soos jy is. Anders gestel, identiteit bestaan uit verskillende dele. Jy het persoonlike identiteit, dis jou persoonlikheid, jou keuses, jou waardes en jou drome. 'n Sosiale identiteit, die groepe waaraan jy behoort, jou familie, kultuur, taal, beroep of geloof. En 'n geestelike identiteit, jou begrip van wie jy is in verhouding tot God of iets groter as jouself. Byvoorbeeld, 'n mens kan sê, my identiteit is nie dat ek 'n vrou of 'n man is nie, of dat ek van 'n sekere land afkom nie. Dis ook wie ek is in my hart, wat ek glo en waarvoor ek staan. Vandag leef miljoene mense, selfs Christene, sonder om regtig te weet wie hulle is. Hulle leef vanuit skuld en skaamte, verwerping, prestasie, trauma, mense se opinies, hul verlede, in plaas daarvan om te leef vanuit wie God sê hulle is. Aardse dinge gee vir ons vals identiteite, en die wêreld probeer konstant vir jou sê wie jy is. Van kleins af hoor ons moet presteer, ons moet goed genoeg wees, mooier wees, slimmer wees, meer suksesvol. En baie mense bou hul identiteit op hul werk, hul geld, hul voorkoms, hul verhoudingsstatus, sommige op hul trauma of selfs hul sonde. Maar hier is die probleem. As jou identiteit gebou is op iets wat kan verander, gaan jou vrede altyd wankel. Want wat gebeur as die geld weggaan, die verhouding eindig, mense jou reject, jy misluk, of as jy sukkel met sonde, dan voel dit skielik asof jy niks werd is nie. Hoekom? Want jy het jou identiteit vasgemaak aan iets wat tydelik is. Toe Adam en Eva gesondig het iets dieper gebeur as net ongehoorsaamheid. Soos ons weet, het hulle onmiddellik bang geword, skaam gevoel, weggekruip en onsself probeer bedek. Van die begin af het sonde nie net die mense se gedrag beïnvloed nie, dit het die mense se identiteit beskadig. Die mens het begin vergeet wie hulle is, wie God is en hoe God hulle sien. En van toe af probeer mense hul leegheid vul met alles behalwe God. Dis hoekom mense obsessief raak oor dinge soos aanvaarding, status, erkenning, sukses. Want diep binne soek elke mens hulle identiteit. Maar wat hulle nie besef nie, is dat almal gebore word met 'n God-shaped hole binne in hulle wat net Jesus kan vul. Nou, die evangelie gaan oor baie meer as net om eendag hemel toe te gaan. Jesus het gekom te herstel wat in die tuin verlore gegaan het. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5:17,
As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Nie 'n beter weergawe nie, 'n nuwe skepping, nuut. Jy kry nie net vergifnis nie, jy kry 'n nuwe identiteit. In Christus is jy vergewe, aanvaar, geliefd, regverdig gemaak, perfek, 'n kind van God, een met Christus. Die probleem is dat baie Christene glo, Jesus het hulle sonde vergewe, maar hulle leef steeds asof hulle verwerp, vuil, ver van God en geestelik minderwaardig is. Maar kyk wat sê Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word. Nie slawe nie, nie buitestanders nie, maar kinders. Nou hier is iets wat baie mense mis. Jy werk nie vir identiteit nie. Jy leef vanuit jou identiteit. Baie Christene probeer hard om heilig genoeg, goed genoeg en geestelik genoeg te wees om aanvaar te word deur God. Maar die evangelie sê jy is reeds aanvaar in Christus. Gehoorsaamheid is nie hoe jy jou identiteit kry nie. Gehoorsaamheid, obedience, vloei uit jou identiteit. 'n Appelboom byvoorbeeld probeer nie appels produseer sodat hy 'n appelboom kan word nie. Hy produseer natuurlik appels omdat hy reeds 'n appelboom is. En wanneer jy begin verstaan dat jy reeds God se kind is, dan verander jou hele lewe. Jou hele verhouding met God verander. Dan begin jy regtig leef, nie uit vrees nie, nie uit skuld nie, maar vanuit liefde en dankbaarheid. Die grootste stryd van 'n Christen is dikwels nie doen ek genoeg nie, maar glo ek wat God oor my sê. Want die vyand wil konstant jou identiteit aanval. Jou terugtrek na jou verlede, jou herinner aan jou mislukkings, jou laat voel jy is nie goed genoeg nie. Onthou, hy is die accuser, nee? Maar God spreek jou aan volgens wat Jesus gedoen het, nie volgens jou verlede nie. Jou identiteit is nie jou verslawing, jou mislukkings, jou trauma of jou sonde nie. Jou identiteit is ook nie wat mense oor jou sê nie. As jy in Christus is jou identiteit in hom. Jou waarde is gelyk aan Jesus se waarde. As jy 'n R20 noot vat, en jy vrommel hom op, en trap op hom, en spoeg op hom, en skop hom rond, het sy waarde verminder? Nee, dis nog steeds 'n R20 noot. Jou omstandighede bepaal nie jou waarde nie. Jou identiteit in Christus doen. Jy, as kind van God, hoef nie meer te probeer om jou waarde te bewys nie. Die kruis was reeds God se verklaring van jou waarde. Jesus het nie gesterf omdat jy waardeloos is nie. Hy het gesterf omdat dit is hoe lief hy jou het. Omdat dit is hoe waardevol jy vir hom is. Die wêreld vra, wie dink jy is jy? Maar die evangelie vra, glo jy wie God sê jy is? So onthou, jy is nie wat die wêreld oor jou sê nie. Jy is nie wat jou verlede oor jou sê nie. Jy is wie God sê jy is. En vir ingeval jy vergeet het wat God van jou sê, hy sê, jy is vir altyd vergewe, aanvaar, geliefd, regverdig gemaak, perfek, heilig en onberispelik of blameless, 'n kind van God, een met Christus, nuut. As hierdie video jou gehelp het, deel dit met iemand wat sukkel. Iemand wat dalk moet hoor dat hulle identiteit nie in hul verlede, in hul sonde of in hul pyn lê nie, maar in Christus. Want as jy verstaan wat jou identiteit is, as jy verstaan wat gebeur wanneer jy gered word, verander alles. Jy sien jou verhouding met God in 'n ander lig. Jy sien jou verhouding met ander mense in 'n ander lig.
Jy sien foute wat jy maak in 'n ander lig. Jy besef dat daar niks is wat jy kan doen om jou verhouding met God seer te maak nie. Want jou verhouding met God is nie gebaseer op wat jy doen nie, maar op wat Jesus gedoen het. Volgende keer gesels ons oor testamente en erfgename, en nie legal sense nie, maar op 'n geestelike vlak. Tot dan, mooi aand vir julle. Ons gesels weer. Totsiens.